meen, beide van ons is ook competerend in sport. En obviously wil mens ook wen. Maar om daai emosie weg te haal en net op te fokus op die besluitneming. Gilly, presies hoe bekommerd moet ek wees oor 'n liesbesering? Is dit 'n lease of 'n verlies? Wel, dis baie gevoelig. Wel, dan sou ek sê 'n bietjie diep eat en 'n Chardonnay en jy is okay. Vandag op Kwart Lemoene gesels ons oor die uitgebreide afrigterspan en hoe daai rolspelers ons kinders beïnvloed. En ons ateljeegaste is die fisioterapeute Karen Smith en Ansel Brink. Gilly, ek dink soms is daar baie primêre rolspelers wat ons in gedagte hou as ons na ons kind se sportreis kyk, maar daar is sekondêre, en ons noem dit sekondêr asof hulle nie belangrik is nie, maar sekondêre invloede by ons kinders waarvan die mediese span deel uitmaak. En wanneer ons praat van sport, praat ons noodwendig van beserings. Ja. Ja, dis deel van, ek dink een van die goeie goed wat gebeur het in hoërskoolsport is dat hulle besef het, maar jy weet ons die kinders oefen al hoe meer, dit raak al hoe meer fisies, die eise wat aan hulle gestel word. Kom ons kry mense betrokke wat hulle daarmee kan help. So ek is 'n groot fan van die sekondêre mense. Kom ons sê mense wat nie na die publiek kyk nie, maar wat binne toe kyk. Ja. Baie het ander oogmerke of mikpunte soos byvoorbeeld om te wen of om op 'n sekere manier op 'n sekere plek te eindig in 'n seisoen, en sommige van hierdie mense is baie meer spesifiek op ons kinders ingestel, wat amper meer onselfsugtig kyk na ons kind se storie. En vir my was dit 'n verrassing as 'n ouer om te besef dat ek in hierdie verhouding ook gaan moet staan. Ek het nie daaraan gedink nie. En een van die moeilike besluite vir ons was toe daar 'n voorstel was dat ons kind 'n skoueroperasie moes doen. En dis nie 'n klein dingetjie nie. Nee. Dit was nie 'n operasie wat gekom het as gevolg van een besering en die operasie gaan nou dit wat gebreek is regmaak nie. Dis 'n operasie wat amper voorkomend ook is. En jy weet nie altyd of jy die regte keuse maak nie, en jy wil nie 'n emosionele keuse maak nie, en dan is daai mediese span nogals belangrik om jou te help om daai besluite te neem. Ja, ek dink dis, jy weet, dis een van die mees intieme verhoudings wat mense as 'n sportpersoon gaan hê, jy weet, want en dis wat ek in die fisies nogal baie keer deel, jy weet, by my is dit emosie tot op die been, en by hulle is dit tot op die been. Dis fisies, dis 'n fisiese ruimte. Hulle vat aan 'n persoon. En dit maak dat in albei ons ruimtes dat die seuns of die dogters of professioneel is hulle ewe skielik baie meer kwesbaar en hulle kan die skans 'n bietjie laat sak en bou hulle 'n verhouding en word dit baie keer ook 'n plek waar van daai druk wat hulle voel geabsorbeer word en verwerk word. En daarom wie jy in die village toelaat en wie jy kies, is baie belangrik. Ja, dis 'n verrassende perspektief, want jy dink medies gaan noodwendig koud wees. Ja. Medies gaan noodwendig net gaan op die feite, en eintlik is daai, veral met ons kinders op skoolvlak en hoërskoolvlak, is hulle so naby, soos wat jy sê, fisies naby. Ja. Maar in die liggaamlike behandeling is daar soveel meer wat ek dink op 'n sielkundige vlak gebeur, omdat hulle die kinders so leer ken. Ja, en jy het jou werk en dat jy jou rol. En dit is twee verskillende goed. So jou werk is die primêre rede hoekom jy daar is, maar dan kom jy agter wat is jou rol ook in die groter span en die dinamika wat daar is en waar kan jy iets doen wat iemand anders dalk nie doen op hierdie stadium nie. En die kere waar ek wel saam met 'n span gewerk het vir 'n langer tydperk, was ongelooflike tye in my lewe gewees. Ek dink 'n ding wat ook gebeur baie keer met ons as ouers is dat ons verloor perspektief, en daardie persoon het 'n ander perspektief, net vir hulle staan net op 'n ander plek, Ja. sien net 'n ding van 'n ander kant af, maar het ook dan sit dan ook met 'n
magdom van kennis wat Ja. jy as 'n ouer nie het nie en wat jy moet vertrou. Ja, en dis nie hulle eerste skooldans nie Ja, en hulle enigste een nie. ja. En hulle het 'n langer termyn perspektief en hulle raak nie meer opgewonde oor als nie. En ek sê altyd, jy weet, ek dink dit was so wonderlik in hierdie gesprek met Karen en Ansel was, hulle is nie bewus van wat hulle alles weet nie en wat hulle beleef nie en wat hulle insigte is nie en jy weet, ek dink die een ruimte wat daar partykeer is 'n goeie afrigter sal partykeer vir hulle sê, hoor hierso, wat tel julle op? Ja. What am I missing? Ja, wat is nader en of jy staan op 'n ander plek. Wat hoor julle? Wat sien julle raak wat net nie waar ek blinde kolle het op hierdie stadium? Want hulle is observeerders. Ja. Wat my opgewonde maak oor Ansel en Karen se gesprek spesifiek. Ansel Brink was vir 12 of 15 jaar was sy by Battle Boys Eye betrokke as 'n fisioterapeut. Sy het nou verlede jaar weggestap daar. Sy gaan 'n bietjie daaroor gesels. Maar Karen is by die grootste oppositieskool, Parel Gimnasium. Ja. En ons het hulle genooi studio toe om saam te gesels en vir ons perspektief te gee op hoe dit is om 'n fisioterapeut te wees, nie in 'n private praktyk nie, maar in 'n kompeterende omgewing soos skole. Ons praat oor hulle emosionele belegging in seuns en dan praat ons ook oor hulle verhouding met ouers. En hier is ons gesprek met Karen en Ansel. Karen, Ansel, baie welkom by Kwart Lemoene. Dankie, is lekker om weer te wees. Ja, ons het uit na die gesprek. Ons sien net so uit na om te gesels saam met fisios wat 'n hele ander uitgangspunt het op skoolsport. En ek dink daarom is my eerste vraag juist daaroor. As jy 'n privaat praktyk het as 'n fisio is dit een ding, maar as jy aan 'n skool gekoppel is en jy is die fisio van die skool of van die span, hoe verskil dit? Kyk, ek dink as jy deel is van 'n skool, is jy deel van die village. Ons praat gewoonlik van die takes a village to raise a child. So ja, jy is deel van 'n village en dis 'n groot, jy is deel van die onderwysstelsel en jy het 'n verantwoordelikheid teenoor 'n kind. Jy het 'n verantwoordelikheid om 'n kind groot te maak. Buite die feit dat jy sy besering moet manage, is dit ook ek moet die kind help 'n groot mens word. So ja, dit is definitief dink ek die verskil. Dis meer as net fisio, dis eintlik jy het dan 'n opvoedkundige rol ook. Ja. Ja, ek dink in 'n skoolstelsel raak jy amper daai kind se tweede ma. Baie keer waar van die ouers is in Namibië of wat hoe jy vat vir daai kind transsektor en naweek. Dis deel van dit, maar daar's baie meer rolspelers en goed wat 'n invloed het op besluit. Dit is die skool self, dis die afrigters, die ouers wat deur die afrigters in die skool baie keer gedruk raak. En ek voel daar's baie meer emosie wat jy moet bestuur. Vir 'n professionele persoon het hy altyd volgende seisoen vir 'n skoolkind is dit miskien sy laaste. En dit voel amper as hy 'n diagnose kry dat dit die einde van sy lewe is en baie van hulle identiteit is in dit. Is dit nie ook dat jy dalk 'n bietjie want wie's nou eintlik jou baas? Ek dink dis die moeilike ding seker want jy dink jy is verantwoordelik of verantwoordbaar vir net hierdie entiteit of net hierdie persoon, maar dan kom maar al hierdie ander aspekte by, onder andere nou die oudstudente en so aan. Ja, die een ook. Ja, dit is moeilik want ons as 'n fisio is 'n eerste kontak praktisyn, so ons het nie 'n verwysing eers van 'n dokter nodig nie. So dit is 'n baie moeilike ding om te hanteer want ewe skielik moet jy deel vorm van daai skoolkultuur. So jy val outomaties onder deel, soos jy raak amper soos 'n personeellid van die skool. Wat heeltemal anders is in 'n privaat praktyk. Jy het nie daai verantwoordelikheid teenoor die skool as jy nie in die skoolstelsel opereer. Wat is die moeilikste situasie wat jy moes hanteer het? As ek nou moet dink aan een van my grootste dinge, ek het toe ek nog 'n jong fisio was, spesifiek by Tuks, het ek 'n groot diagnostiese fout gemaak waar ek iets gemis het. En ek kon nie die ou kom nie reg en ek besef toe maar jy het 'n paar weke later, hier was 'n helse fout. In terme van 'n fout wat toe nou sy seisoen eintlik gekos het. En as ek dit vroeër kon gedoen het, dan kon ons dit vroeër uitgesorteer het en hy het dalk 'n bietjie van 'n seisoen gehad. So ek dink dis goed geweest vir my om dit vroeg daar foute gemaak het want ek sal nie dit weer doen nie. Maar daai was my taal van nou moet ek sê boeflip ek het 'n fout gemaak. Het jou seisoen is nou om heen omdat ek nie my basis gekabber het nie.
En ek dink dit was vir my nogal taaf. Buite nou al die klomp ander gesprekke met kinders waar jy nou met die nuus breek en maar daai persoonlik was vir my taaf, want ek meen die ou het my vertrou nou maar baie fout. Karen, wat is die moeilikste nuus wat jy al so vir 'n ouer moes oordra? By my bevaar is 'n matriekkind wat nie sy seisoen gaan klaarmaak. Daai groot rugby seun wat begin huil en dan is die ouer nie by en jy troos en jy bel en dit is vir my verskriklik want daai kind wil net interskole speel. As 'n matanie kan ons net interskole en ek sê miskien Ek dink nie so nie, maar daai is vir my verskriklik, daai emosie van dis eintlik is hulle nog klein. Jy dink as jy die groot rugby seuns, maar hulle is eintlik nog net kinders en dis my baie taaf om vir 'n matriekkind. As hulle graad 11 is dan dink ek by myself, daar's nog 'n sis. Maar matriek, dis my baie moeilik. Fisies is daar ook 'n groot verskil tussen 'n graad 8 seun en 'n graad 10 seun en 'n matriek. En dit vind ek seker neerslag in hoe jy iets benader en behandel. Ja, die kinders is nog aan die ontwikkel en seker dan sal dit na die dag deurgesal, selfs hulle brein is nog besig om te ontwikkel. So 'n 15-jarige seun is nogal 'n moeilike een. Daar's nou al die hormone en alles wat bykom en hulle fokus is glad nie op hulle rehab. So jy wil net met 'n wet wipe afteen. Dis al wat jy wil doen. En dan raak hulle ewe skielik groter, hulle begin verantwoordelikheid vat. Voor dit moet jy hulle micromanage. Ek moet hom message. Het jy oefeninge gedoen? Ek sien jou in die gym, maar ek sien nie dat jy doen wat ek gevra het dat jy moet doen nie. So dis die hele tyd 'n micromanagement want jy wil graag dat 'n persoon weer terug by die veld veilig is. So jy moet maar dit doen. So dis nooit afgeswitch nie. Ja, er is ook verskillende tipe beseuns. As mens in medies praat oor spesifieke groeifases, want ook anders is privaat ouer persoon. So jy gaan kyk na ander tipe dinge wat kan fout gaan. En 'n kind van met 'n kind van 14 byvoorbeeld gaan 'n ander besering kry as 'n kind van 17 of 18. So dit is ook 'n groot verskil in daai ontwikkelingsfases. Hoeveel van daai beserings spruit op die ou einde voort uit oortraining, overplaying, die seisoen is ado vorder, die seisoen is ado langer en die seisoen is ado meer op 'n hoë vlak? Ek dink baie. Ek dink daar word te min fokus baie keer op die recovery gesit. Goeie slaap. Want dat daai kind gaan na die game, gaan hulle nou, die ouer kinders gaan nou uit. En hulle gaan nou, so net die herstel is nie daar nie. En dan die seisoen om elke week daai kontak te vat. Dit is verskriklik taaf. Ons is nou juis in die deel van die seisoen wat dis game na game na game en hulle lywe dit se kontaksport, dit gaan ergens ingee. So dit is nou waar jy soos net jou asem op by elke game, hulle almal is so goed. Want interskole is om die draai net soos is dit. Dis nou jy het nie tyd altyd. Maar ja, Maar jy weet, as jy dink aan as mens praat oor lading, met lading is nie ook noodwendig net fisies lading nie. Met lading is ook skool, is ook meisies, ook ouers, ook social media, ook dis nie net, so om daai balans te vind is baie moeilik. As jy in 'n bestuurspan sit wat nie daai verstaan nie, so ek was bevoorreg om saam met bestuurspanne te werk en sportwetenskaplikes wat daai beheer bestuur. Ons het dit nie altyd reg gekry nie, maar daai is belangrik. Jy kan nie net fisies gaan nie. Dit gaan nie net oor ons moet alles in plek sit. En dis moeilik om daai te besien, want jy het nie noodwendig jou hand op dit nie, maar mens moet daaraan dink, want dit vorm deel daarvan. En is dit nie ook baie keer dat selfs as jy die gesonde bestuurspan het, julle probeer dit reg doen, dat die wanbalans kom baie keer van die ouer. Van die ouer wil hê jy nou vinniger gaan, die ouer wil hê jy kan nou regkom, die ouer weet daar's nog 2 guns oor of wat ook al. En dis moeilik om te bestuur as jy nie 'n volwasse ouer in hierdie saai. En ek dink ook, kyk, ek dink ook dit hang af. Kommunikasie is belangrik. Dis weet as jy as 'n mediese persoon kan kommunikeer met die ouer oor en agter kan kom uit wat is sy hoek van hoekom plaas jy nou druk. Jy kan druk plaas op ek wil hê jy moet wen of ek kan druk plaas op ek wil hê die kind moet dalk 'n toekoms hê. So ons verskillende en ek dink ons waar ons goed is, ek wil dit nou so sê, is kommunikasie en om te probeer uitfigure hoe my navigate en hoe dit dan. So die ouers maak dit moeilik, maar dan kry jy weer ouers wat deel is van die recovery, deel is van die herstel, maar jy kan ook
deel is van die besering, tegnies in terme van die recovery, die stok. Ja, ek dink van dat vir my nog as 'n tawe. Jy moet vir jouself, ek het nou ook kinders en ek moet vir myself baie keer sê as 'n ouer, ek kan net ek's altyd eerlik en daar is nie vir my vryheid. So ek kan sê wat die risiko's is. En dan moet ek vir myself sê, Karen, dit is nie jou kind nie. En dis moeilik want jy wil dit en jy weet dit wat hulle nou gaan doen is dalk nie die regte ding nie, maar dit op die ouend bly die verantwoordelikheid dat ek glo in my hart dat daai ouer die beste vir hulle kind wil hê. En dat hulle baie keer nie nou reg is om die waarheid al te hoor nie. Maar dan kry jy baie keer 'n geval wat hulle jou week later bel en sê, "Oké, ons is nou reg om te luister." Maar ek moet vir myself net sê, "Kyk Karen, dis jou kind nie. Jy moet baie keer kan laat gaan, want anders gaan jy bakker lê." Ek meen dit is nie Iets wat my verras het Ansel was dat in 'n mate kyk 'n ouer na 'n fisio en jy sien net iemand wat na my kind se fisiese moet kyk. Maar ek het deur ons reis met jou besef dat daar's verskillende vlakke. Ons praat hy van 'n kind se fisiologiese groei, maar daar's ook 'n emosionele groei van 'n kind. En hoe jy verskillende kinders verskillend sielkundig benader het. Vertel vir my daarvan. Kyk, ek persoonlik, dis is vir my baie interessant hoe mense se koppe werk, wat ek kan sê. So ek lees baie oor dit ontwikkeling van die hoësiebrei, breinontwikkeling, prefrontale korteks. So ek kan verstaan hoe ontwikkel veral die bestuursarea van jou brein, hoe ontwikkel dit? Maar ek dink ook, ek het persoonlik 'n sagte plekkie vir die misverstaan, so ek dink dit is hoekom ek die seuns geniet, want ek dink mense misverstaan hulle. Want hulle het nie geduld om te kan leer, te verstaan hoe werk sy brein nou nie. So ja, ek dink ek het deernis vir 'n kind, want ek kan sien die kind is frustreerd, want mense hoor hom nou nie. Wanneer jy die tyd gebruik om net op te sit en luister, sonder dat jy dit judge, gaan jy kan verstaan wat sê die kind nou eintlik vir jou. Weet, dis wat ek partykeer vir ouers op wil sê, dok, luister net voordat jy reageer, want die kind gaan nie dink soos jy nie. Hy kan nie dink soos jy nie, is onmoontlik. Nog nie. Ja. Okay. So, en soos nou die jare wat ek nou, weet jy, kom al later agter, ons het altyd die gesprek gehad van, dit voelwerk ding so, en scrummy ding so, en ja, agtervelle warrior so, en like as ek afgeskermde korridor. die slot is so 'n tipe persoonlikheid. So later dan leer jy dit hanteer volgens daai. En ek dink dit is ook deel van wat moeilik is van ons werk, dus jy moet, baie keer ek het gevoel soos 'n kleermannetjie, jy moet so al vir aanpas. Jy moet aanpas by jou en ek moet aanpas by die kind, en ek moet aanpas by daai ouer en ek moet aanpas daar, want ek kan nie dieselfde met almal noodwendig kommunikeer nie, hulle gaan my nie daar verstaan nie of my verkeerd opvat. Ja. Dit almal kom ook uit verskillende huisomstandighede, dis agtergronde, so hulle siening oor wat hulle realiteit is en wat myne is nie altyd dieselfde of die een en die ander kind. So mense moet na die kind in holisties en na geheel gekyk, en ons is maar eintlik maar soos 'n sielkundige ook. Dis die maatship, die fisiese wat jy moet fix nie. Baie keer moet jy is soos ons, is baie keer maar die een wat net moet luister. En hulle ook voel gehoor en dan voel hulle veilig by jou. Dus baie keer as mens deel van 'n span is, dan beleef jy iets wat jy nooit in praktyk kan beleef nie. Is om te voel ek is deel van iets groters. En baie goed te kan doen. Wat is daai mooi stories? Ja. Jy sê dit voel vir my elke jaar as jy stap nou met 'n kind op pad van 14 af, en dis nou nie soos ek dink in 'n privaat praktyk, ja, pasiënte kom nou vir 10 jaar al net toe. As daai ouetjie hulle interspillige matriek klaar speel, dit voel vir my hulle los my agter. Dit bly verby klein in die skool agter, hier, dit gaan nou. En opeens beteken jy kan som gaan, want dit gaan eintlik op hierdie amazing volgende journey, maar jy voel bietjie, jy bly agter. En dan is dit 'n amazing volgende groepie wat weer deurkom. Dus Ek dink, ek het 2015 het ek my been gebreek langs die veld. Toe is 'n bly tackle hier, toe breek ek my been. Okay. Ja, as jy vir jou pak. Dis die beste dat daarvan we. So ek onthou, die spelers het my met 'n trolley in die winkel rondgestroom. Ek met my huis aan, ek wag, ek werk met my curriculum se veld
En van die spelers het my met die trolley nie en ek dink daai weet jy is altyd tannie aan self, weet jy sou jy self. Dit is of dit is special. Ja. Ja, dit is 'n vivid memory. Ja. Ja, dis cool. Dis baie duidelik dat julle twee 'n lekker dinamika het, maar julle was nou vir baie lank deel van twee rival skole en ons weet mos nou maar dit in 'n groot mate bou die seisoen op tot by daai finale interskole. Wat is julle ervaring in die dorp waar julle nou twee in hierdie twee verskillende skole is? Julle ervaring van die ouers se kant af en van die spelers se kant af in die seisoen en tot met daai laaste wen of verloor op Foreststraat. Yes, dit is nogal so 'n ongelooflike ding om van deel te wees. Ek dink kinders wat dit kan beleef dis ongelooflik spesiaal. En dis hierdie hele opbou daai week wat die dorp ewe skielik met in die helfte gedeel raak in blou en groen. En dis vir my waar ons altyd aan incheck by mekaar so ek koop jy soos. Maar ek dink dit is baie druk. Die eerste spanne wat betekker uit die dorp uit is en dan inkom en dan sit op hierdie haai. Maar dit is baie keer net as jy dit nou net sien vir wat dit is dit ongelooflik en mens behoort dit net te sien as die gesonde rivalry wat dit is. Want ek bedoel, dit is die grootste interskole in die wêreld en ek dink dit is ongelooflik. En is letterlik daai ding van weet almal sê dit altyd so, maar dit is regtig so die kinders is eintlik lekker pelle. Ja, ons baie pelle. Weet op in daai 70 minute is dit 'n oorlog, maar is nog steeds 'n oorlog met 'n high five, verstaan jy? Dis nie daar's nie verneinigheid tussen die kinders ons self nie. En ek dink daai ek weet jy stap holies aan so mense soveel vra. Dit is jy reg. Dan gedink ek gaan 'n T-shirt kry. Dis is reg, ja. Daar's baie ouers wat na ons program luister wat dalk nou nog nie ervarings met fisio's gehad het nie. En ons hoop nie eintlik hulle het maar net van die meer fisiese en holistiese ontwikkeling van hulle seuns, van hulle dogters, individuele sporte, spansporte, daar's natuurlik ook verskille daar. Wat is die goed wat mense moet begin regkry dink jy, wat jy besef as hulle net daai 1, 2 of 3 goedjies begin doen, dan verander mense eintlik die game. Ek dink ek sien baie laerskoolkinders ook, met jonger kinders. En ek dink mense verstaan lading verkeerd. So want ons het altyd gesê jy kan nie langer so as daar nou 'n reël moet wees, kom ek sê een reël. Jy kan nie meer gestruktureerde sport doen as wat 'n kind oud is nie. So sê nou maar die kind is 7 jaar oud. En dit is klaar baie nie, as jy dink 'n kind is 7 en hy moenie meer langer as 1 uur 'n dag soos fisies gaan rugby oefen nie. Want dan creëer jy oorlading, soos jy gesê het. En ek dink ek sit baie keer in situasies waar ek ouers sien en wat laerskoolkinders is nou, die laerskoolkinders wat fiksheid doen met 'n voorspel, dit van 5 tot 6. Dan dink ek en dan word daar vir my gesê omdat ek uit 'n high performance skole situasie kom, mense wat my sê ja, maar dis om by skole soos julle in te kom en dit dan word vinger vir my gewys het. So dan sê ek maar mevrou, is eintlik nie waar nie. En dan moet jy nou die gesprek begin hê van wat is lading? En dan sit jy met 'n kind wat 8 jaar oud is in trane want hulle is moeg eintlik. Met die kind is eers beseer nie. Met ek het al ouers gehad wat die kind bring vir die maar eintlik is die kind net moeg. Want dit is te veel goeders en ek praat van sien nou maar gimnastiek, dans, swem. En ek kyk die kind is dan is net moeg en as hy net dit is so dit wil ek amper sê dit as jy kan waarneem dat jou kind moeg is en kan terugstaan en gaan okay, dis te veel. Dit is of die goue reël. Weet waarneming en ek dink ook jou identiteit is nie gebou rondom jou kind se performance nie. Sê dit nou reguit. Dis my belangrikste. Ja, ek dink ook die kinders, daar's hierdie lyn van wat jou kind aan elke liewe moontlike voel as 'n ouer is jy suksesvol as jy jou kind aan elke liewe moontlike buitemuurse aktiwiteit laat deelneem. Ek glo mens moenie te vroeg wil spesialiseer in 'n sport nie, maar dit is goed vir jou ontwikkeling. En ek dink solank as wat jy kan is sommer in 'n wintersport
handle, dis goed vir ontwikkeling. Maar die tweede ding is baie keer as jou kind sê hy seer, is hy baie keer seer. Dis nie net hy sit aan nie. En ek dink baie keer en ek probeer altyd vir hulle sê die niggles of die pyn as jy 'n game gespeel het en maandag het jy dit nog steeds. Check it uit. Want dit is baie keer 'n waarskuwing vir iets anders. So ek dink dit is belangrik dat mense na jou kind luister. Ek het 'n situasie gehad wat 'n ouer, die kind het die hele tyd gesê sy skouer is reg, sy skouer. Nee man, die sit aan. Eventually toe hy by my aankom, toe is daai skouer heeltemal en hy's geopereer en op die ou end die operasie is alles perfek gedoen, maar die skouer het so baie skade gehad dat hy nie meer kon rugby speel nie. So mense moet baie keer veral by rugby voel ek is ouers baie keer geneig om, en ek dink dit is maar die kultuur, jy moet taaf wees. Jy moet kan dit handle, en ek dink, check it uit, die physio is nie net daar vir as die pop en ek klaar die fan gestrak het, dis letterlik 'n niggle, jy dalk net 'n bandbalans. Maar ons kan uitsimteer. Ons praat baie daaroor, partykeer kom die kind na ons toe met, hoe ouer bring die kind met 'n nigel. Ja. Maar daar was eintlik nooit 'n nigel nie. Die kind wil net nie deelneem aan die sport nie. Want dan, sy het sulke situasies, ek het sulke situasies gehad wat ek na die kind moet ek vir die ouers sê, maar miskien die kind wil dalk nie deelneem nie. So dit is baie, dit kom nou in van die moeilike gesprekke wat ons al moes gehad het, waar kinders my boodskappe stuur in die middel van die nag, asseblief bel my pa. Dit dit kom terug na verhouding, julle het dit al genoem in die begin, met luister, staan 'n bietjie terug, so kyk net, voordat jy so daar is dalk 'n rede hoekom ietsie huidiglik besig is om skeef te gaan. Waar is julle bekommerd as ons kyk na die huidige klimaat daarby? So ek is bekommerd oor waante hierdie skoolsport op pad is. Meer mense kyk skoolsport as karikap. En die afrigters word meer betaal op skoolvlak as jy nou na die top 5 groot rugby skole gaan. Hulle word meer betaal amper as die karikap afrigters. En ek is bekommerd oor ewe skielik is daar mos nou word al die games gestream op SuperSport schools. En ewe skielik, baie mense voel mos baie keer is my plig om nou elke game vir die losvakel te sê swak het hy nou geskop. Of ken ek uit Brand Pretoria en dis nou byvoorbeeld kom ons sê boys se loskakel. En ek dink dit is net 'n kind. En dit bly net kinders en ewe skielik het hulle die druk van die hele land se mense kyk vir hulle. En ek weet nie altyd of hulle al emosioneel reg is om daai groot druk te kan hanteer en ek is bekommerd wat dit vir die kind, of dit nie dalk op die ou en die joy van die sport gaan wegvat nie. Want tog doen ons, sport is amazing, dis 'n amazing tool om deel te wees van iets groter, maar dit is nie jou identiteit nie. En ek is bekommerd waante dit op pad is. En sal vir jou? Ja, ek dink, vir my wat nou kan ek staan nou so klein 'n bietjie buite, ek kan nou 'n bietjie observeer. Ek dink soos wat jy sê, ek dink mense vergeet dit bly 'n kind. Weet, alles verander en raak professioneel. Weet jou sisteme raak meer beter, jou coaching raak beter, die boodskappe raak beter, die geleenthede in ons skool word beter, maar daai kind bly nog steeds 'n kind. Die development van hom bly net, hom of haar bly dieselfde. En weet, so wat sit ons dan in plek om daai te beskerm as volwassenes? En ek dink baie keer as volwassenes wat veronderstel is om te help, gooi ons dit nog meer druk by. So dit is, ja, soos wat jy sê, dis bekommerd, ek baie keer bekommerd ek oor volwassenes wat dink dit is normaal om op sosiale media fisieke goed te sê, maar ek verstaan nie, dan dit is mind-blowing vir my dat jy dink, hoe gaan jy reageer wanneer dit jou kind is? Dis die een ding, en die ander bekommernis is hoekom is daar nie meer volwassenes wat kinders het, wat langs die veld kan gaan? Hey, dis genoeg nou. Ja. Of op sosiale media kan gaan. Hey, dis genoeg. So daar's miskien klein bietjie vrot appels, maar hoekom kan nie ander volwassenes nie opstaan en sê, ons praat nie so nie. Ja, hoor ek wens vir elke skool fisies soos julle, want dit is my ongelooflik dat julle
holisties na kinders kyk. En dis regtig vir my, ek wil amper ouers gerusstel dat as jy 'n fisio by 'n skool het wat daai uitgangspunt het, dan is jou kind soveel meer veilig. Ja. So om af te sluit, wat is julle gunsteling storie? As jy nou wegstap, Ansel, jy het nou weggestap van 'n skool af al, Karen, as jy nou die eendag die dag daar wegstap, wat is een van jou mooiste stories wat jy sal vat? Jy sê daar elke kind het vir my 'n unieke storie, maar dis eintlik vir my daar ene wat daar's nog van hulle wat nou by Unie speel en dan kontak die Unie se fisio vir my, maar sal tannie Karen asseblief want daai ekkie kom maar net nog steeds terug en vir hulle blyk net altyd tannie Karen en ek dink ek is die ou tannie wat by die skool sit. Ek dink swat hulle dink die Unies. Maar sal tannie Karen net gaan net check, hy glo nou net vir jou. En ek dink dit is ja, jy raak so lief vir jou kinders en jy wens net vir hulle alle sukses en daai bly maar net, soos jy sê, bly net altyd maar tannie Karen of dan jouself en dit is vir my, as ek daar so weggaan, dan is dit nou maar, hulle kan nou maar dink ek is die geis tannie by die skool. Ja, siek. Ag ek het al baie sulke stories. Maar ek dink wat ek in vir jou vertel is een van my as ek nou kan opsom my 12 jaar. Toe laas jaar met interskole het die laaste 12 minute tussen ons agter flippend weg. Was So me en Paul by op ons swerf. En die coaches op oor en ek moet boodskappe opgee en ons het so 'n ding gehad, dit was net so blue heads, wat is net gou kalmeer. Ek het so ons het 'n ding gehad wat ek wil sê en so en dis blue heads kalmeer. En een van die laities kyk my so hy sê en hy's vir almal. Hy sê kom ons doen vir Tannie Ansel, kom ons doen hy. En ek is so sjok. Ek staan nou aan 'n veld en dink, joh, so voorreg. Hoe mooi is dit? Want dit was jou laaste. Dit was en ek is bly vir jou, jammer vir julle. Bly vir jou dat ek wen was, Ansel, want dit is so. Ek dink daai seuns het in daai laaste oomblik en vir daai kind om te weet dat dit hulle almal gaan motiveer. As ons sê, kom ons doen dit vir Tannie Ansel. Maar wat het ek vir nodig? Ek het vir jou gaan 'n drukkie gaan ek vir weet jy wat, julle moes hierdie ben. Dit was staf is die lekker op. Dit was baie tap, maar ek was so bly vir jou. Die manier is jy kon sê, dink dit is. Maar weet jy maar net, ek sê altyd die kinders, soveel impak wat ons op hulle het, hulle, het baie impak op ons ook. Het ons is ook maar net die mense as gevolg van hulle. Ja. Dis mooi. Is dit nie ongelooflik mooi dat iemand in so professionele hoedanigheid so emosioneel kan wees oor 'n skoolseun? Ja. Ja. Die omgee, die totale toewyding, die alles was tasbaar aan die einde van daardie gesprek gewees. En ook, ons het in 'n vorige episode oor afrigters gepraat oor kinders wat na die tyd nog steeds 'n verhouding met 'n afrigter het. En ek dink dis wat sy beleef het in daai laaste oomblik by interskole, Ja. die potensiaal van daai verhoudings, want hulle het gesê kom ons doen dit vir Tannie Ansel. Ja. Daar is 'n belegging wat klaar so groot en vas is. Hulle gaan haar onthou. Ja. Ja, en veral omdat hulle, as jy wel na die fisio toe gaan, is dit waar iets dalk verkeerd is. So hulle is daar vir jou in daai oomblikke waar jy twyfel, of waar jy bang is. So dit bind mens dadelik. En dan het mense euforiese oomblikke saam. En die teleurstelling saam. En die agter die skerms oomblikke wat niemand sien nie. In daai oomblik as 'n speler sê, kom ons doen dit vir Tannie Ansel. Dit maak sin. Want dit is iemand tot wie hulle almal toegewyd is. Ja. Wat vir my uitgestaan het ook, is hoe hulle beide die siege van 'n kind, en spesifiek die siege van 'n hoërskoolseun, Ja. verstaan en ook weet dat jou verskillende kinders, jou verskillende spelers, het 'n verskillende temperament en het iets verskillend van hulle nodig. So weer eens, soos wat ons aan die begin van die episode gesê het, dis nie net 'n mediese betrokkenheid nie. Dit gaan nou op 'n vlak van amper, soos wat hulle genoem het, ma wees. Ja. Ja. En om te verstaan hoe jy weet, jy praat so met hierdie en jy praat so met daai en wat ek net gehou het is van hulle verstaan presies waar in hierdie geval is dit nou seuns in hulle ontwikkelingsfase is.
en waardeur hulle gaan en al die oorwegings. En ek dink daar's 'n ekstra laagie, jy weet, waar baie van die seuns is in die koshuis en hulle ouers bly op ander dorpe of in ander provinsies of selfs in ander lande en hulle hande is afgekap en hierdie persoon word die surrogaat wat jy 100% vertrou. Maar ja, ek het my hart vasgehou ook want ek kan sien, jy weet, Ansel is in 'n oorgang, en sy gaan mettertyd verreken wat daai 12 jaar alles aan jou gedoen het ook. Jy kan nie dadelik besef nie. Is dit iets wat jy beleef het? Want ek hoor en beleef hulle albei as onselfsugtig. Ja. Dat jy amper wegkyk van jouself en wat jy nodig het en jy kom speel 'n groter rol in hierdie ekosisteem. Ja, ek uit my ervaring waar ek dit die beste beleef het was toe ek 4 jaar met die Suid-Afrikaanse mans tennisspan gewerk het. En ons het net so 3 keer dalk 4 keer 'n jaar bymekaar gekom. En dan was dit 'n volgepakte week. En ek onthou ek het vroeg besef this is not about me. En jou primêre taak, alles wat jy doen, elke minuut van daai week is gerig op die span se behoeftes. En in die geval van die tennisspelers was dit om te sê, wat gaan maak dat hulle daai volgende naweek as ons speel teen 'n ander land, dat hulle op hulle heel beste kan wees, psigies, maar dat hulle ook waar hulle in hulle gewone loopbane aan soveel goed tegelyk moet dink. Vir 'n week het hulle 'n geleentheid om net aan tennis te dink. En dit jy weet wat ek nou gesê het, wat is jou werk en wat is jou rol? Ek het vinnig agtergekom, daar's baie admin en logistiek in hulle lewe wat daai week wegvat van hulle fokus af. En partykeer was dit om vir hulle te sê, hoor hierso, ek sal jou wasgoed hanteer vir jou, jy weet. Ek sal dit gaan optel en afgee en seker maak jy goed is daar of ek sal seker maak hoe laat jou ouers land op die lughawe en dat daar 'n shuttle vir hulle is. Of ek sal seker maak jou vriende wat die naweek kom kyk is daar kaartjies. Hulle laat hulle met my kommunikeer, hulle hoef nie met jou te kommunikeer nie. En daai opoffering is natuurlik, jy weet, ek sê elke daai week, dit was een van die hardste weke in my lewe gewees waar ek gewerk het, maar dit was die maklikste ook. Maar dis diens. Dis diens. Jy dien 'n span of jy Ja. dien 'n speler en vir 'n volwasse vrou of professionele persoon om eintlik 'n klomp kinders te kom dien. Ja. En dis wat ek hoop ouers ook hier raak sien is as hulle weer na die afrigtingspan kyk en so wat ons nou praat van die sekondêre afrigtingspan of die mense wat bydra, Ja. dat hulle eintlik kinders kom dien en baie van hulle self moet opgee en van Ja. hulle eie tyd en van hulle eie ek weet dat Ansel het eie sportideale wat baie keer tweede kom omdat Ja. sy die kinders eers stel. Ja, en die oomblik as mense met 'n span werk, besef jy begin nou, want sport vind plaas wanneer ander mense ontspan. So jy werk nou wanneer ander mense ontspan. Waar as jy 'n privaat praktyk het, kan jy jou ure reguleer, jy kan seker maak jy is nie beskikbaar vir sekere tye nie, maar die oomblik as jy met 'n span werk en sport besef, sport is vermaak, dan werk jy nie aande, dan werk jy nie naweke, dan ek onthou, jy weet, in daai weke was dit jy werk, jy weet, partykeer is daar so min tyd in die dag, dan sê vir 'n speler, maar kry my gou 7 uur voor ontbyt, dat ons gou 'n gesprek kan voer. Of die fisio sê, maar kry my vanaand 9 uur kan daar 2 spelers kom en 10 uur kan daar 2 spelers kom vir die laaste masserings van die dag. En as jy weer gaan, daai aand as jy in jou kamer gaan lê, slaap jy voor jou kop nog die kussing tref en môre doen jy dit weer. Maar as jy daai volgende naweek staan in die volkslied sing en jy weet jy het alles gegee wat jy kan en daai Sondagmiddag het ons 'n wen gekry. Dis die beste gevoel op aarde. En dit kry jy nie as jy net in 'n privaat situasie werk of 'n individuele situasie werk nie. Dit is die voordeel van 'n span. Maar tog is daar jy het die opbou na kom ons sê na 'n interskole of die opbou na 'n groot wedloop of wat ook al is ook iets wat hulle beleef in 'n skoolstelsel, Ja. maar daai kind het 'n uitlaat Ja. op die veld of en wat maak daai persone met dit? Ja, so ek het vir 'n lang tydperk kon ek nie sport vir ontspanning kyk nie.
want ek het die heeltyd beleef wat op die veld aangaan. En dit kom uit my ervaring met spanne uit, waar jy weet wat die hele week oor gepraat is. Jy weet wat die gameplan is, jy weet wat geoefen is, jy weet waaroor gewaarsku is, jy weet waaroor gesukkel is. En nou hou jy alles van die kant af dop, en jy beleef dit asof jy op die veld is. Maar waar die speler die ruimte het om iets aan te gaan doen, het jy het nie. En na die tyd sit jy met al daai goed in jou lyf ook. En daar's 'n opstapeling daarvan oor 'n seisoen en oor 'n loopbaan. En dit is wat jy dit is hoekom as hulle praat oor die seuns, is hulle emosioneel, want hulle beleef daai nie op 'n afstand nie. Ja, en ook wat Karen, dit was verrassend vir my, Karen se slegste is nie die opoffering nie. Karen Ja. se slegste is toe sy vir die kind moet sê, jou seisoen is verby. Ja. Dit is die belegging wat hulle in kinders maak. Ja, en dit is 'n unieke ekosisteem van 'n skool waar jy weet 'n seun het net soveel seisoene. En as jy nou daai moeilike besluit moet neem in sy belang, om te sê maar jy moet nou jy het afskeiding, jy mag nou vir 2 weke nie dit doen nie, of vir 4 weke nie dit doen nie, of hierdie is die einde van jou seisoen. Beleef jy eintlik dit wat hy beleef, want jy weet wat hy opgeoffer het, en jy weet wat op die spel is, en jy is daai een wat daai call moet maak, want almal vertrou jou. En ek weet in Ansel se konteks baie keer was sy die laaste een Ja. wat kon sê die rehabilitasie is klaar of is dit nie klaar nie. En dis 'n swaar las om te dra. Dis 'n swaar verantwoordelikheid om die een te wees wat sê ja of nee. Ja, en dit is veral waar jy in 'n weer eens die voorbeeld wat hulle gebruik het van die village, daar's soveel rolspelers en almal het verskillende belange. En jy moet al daai goed in ag neem en vergeet. En besef my enigste belang is hierdie 16, 17, 18-jarige seun wie se lewe voor hom lê. En ek moet nou die beste besluit neem vir hom. Al gaan niemand anders dit dalk nou so insien nie. En hoe interessant was hulle fokus of amper tik oor die vingers vir die ouers oor lading. Ja. Ja, jy weet, dit is hoekom ek het die hele tyd net so geknik as hulle praat, want ons sing uit dieselfde mond uit eintlik, want ons is besef dat daar's die eerste lading is wat almal weet is oefeninge en wedstryde. Maar alles wat in 'n kind se lewe aan die gang is en alles wat hy moet in ag neem op 'n weeklikse vlak, het 'n invloed op sy fisiese vermoë, maar ook op sy psigiese vermoë. En as daar net goed bygesit word of net aanvaar word dat energie 'n onuitputbare bron is. En dat soos Karen gesê het, jy weet partykeer daag daai kind op by jou en daar's fisies niks fout met hom nie. Maar hy is net seer of hy's net moeg. Dit is as lading te veel geword het en daar nie behoorlik gekyk word na herstel en ontspanning en al daai goed nie. En dit is so fyn balans, weet, en dit echo nou weer wat coach Gary gesê het, waar as ons die heeltyd in 'n siklus is van kompeteer op die hoogste vlak, asof alles die wêreldbeker is, dan gaan lading 'n probleem word in 'n jaar. Wat sou jou raad wees of wat sou jy graag wou hê ouers moet hoor van iemand af wat nou kom ons sê in daai sekondêre sirkel beweeg en in sport kinders so ondersteun? Ja. Wat moet ouers weet? Wat moet ouers hoor? Ja, ek dink hoe hoër jou verwagting is en die tipe omgewing waar jy jou kind in sit en die verwagtinge en die eise wat aan hom gestel word, moet jy al hoe meer kyk na sy fisiese en sy psigiese vereistes en behoeftes. Jy kan nie hom in die diep kant ingooi en sê swem, Janie swem nie. Jy moet besef dat as ek wil hê hy moet basies soos 'n professionele persoon oefen en presteer, dan moet ek hom omring met dit wat 'n professionele persoon doen. En dis natuurlik is daar 'n finansiële komponent daaraan. Maar ek kyk altyd hoe maklik iemand geld spandeer aan iets. Maar wat kan dit doen as jy vir jou sê weet jy wat, jy kan elke 2 weke fisio toe gaan net vir 'n sportmassering. En daai paar rand wat jy daar spandeer, rek sy seisoen uit.
en lig sy vermoë net bietjie met 'n paar persent of gaan sit nou en dan gaan gesels met 'n mental coach of 'n sportsielkundige en kry net 'n perspektief en kry bietjie vaardighede in plaas daarvan dat ons net die druk bly toepas. So as jy gelukkig is om in 'n stelsel te wees waar 'n skool reeds vir jou daai omgewing bied en toegang, is dit wonderlik. En as jy in 'n posisie is waar jy daaroor moet besluite neem, gaan dit die beste geld wees wat jy ooit kan spandeer. Ja, ek dink my pleidooi vir ander ouers is dat kom ons waardeer en ondersteun die rolspelers wat ons kinders eintlik dien in hulle sportreis. So as jy die hele gesprek wil hoor, want dit is 'n baie waardevolle gesprek, die hele gesprek met Karen en Ansel, gaan luister daarna op Spotify. En terwyl jy daar is, volg nou sommer ons platform en maak seker jy teken aan sodat jy elke week hoor wat die nuwe episode is. Sien vir julle volgende week.